aspekte van hierdie geloofstradisie waarin ek groot geword het, waar ek so trots is en wat vir my soveel eintlik dinge gegee het om oor te brag, was die feit dat die geloofstradisie waarin ons groot geword het, anders die gereformeerde, die protestantse tradisie, ongelooflik gefokus is op dit wat jy kan verstaan en met jou eie kop uitfigure. Ek is mal oor. Dit het nog altyd vir my gesê, ons is nie stupid nie. Ons het 'n ruimte om oor dinge te praat. Van die vroegste Bybelstudies wat ek gehou het, was dit een van ons, wil sê, reëls gewees in ons groepe. By hierdie groep mag ons vrae vra. By hierdie groep mag ons met mekaar verskil. By hierdie groep mag ons diep en krities oor die teks praat. En ek glo regtig tot vandag toe nog, dit is dit wat ons kerk ook op 'n sekere manier uitsonder van die res van die mense en baie ander kerke. Dis wonderlik dat ons kan diep dink oor geloof. En ek dink nog steeds, dis een van die dinge wat ons moet vashou, aanhou uitbou en regtig nie sommer maar net links en regs vir ons kyk en probeer aanpas by ander kerke of tradisies nie, maar dat ons daaraan sal vashou. Die probleem, dink ek, is net wel, dat sodra jy te veel van 'n goeie ding het, dan kan dit natuurlik ook sleg raak. Dis maar soos daai enigiets wat dit te aan het, dan weet jy dit is nie goed nie. So dis te veel en is ook groente natuurlik. En daar kry ek my line joke in vir die dag. So, wat is die nadele wat 'n mens kan kry wanneer jy te veel fokus op kop, verstand, ek wil sê 'n denkgodsdiens, soos wat ek dink ons baie dikwels getipeer kan word ook binne ons kerk. Die nadele is, as jy so fokus op verstaan en rasionele denke en al daai van dinge, dan stap jy verby die ervaring. En die ervaring is ongelooflik belangrik. Dis een van die belangrikste dinge wat 'n mens moet verstaan, is die vroeë kerk het nie tot stand gekom net op grond van pragtige mooi nuwe leerstellings oor hoe hulle nie oor God dink nie. Die vroeë kerk het tot stand gekom op grond van mense se ervaring van die opgestane Heer. En vanuit die ervaring het die denke rondom God ook verander. As 'n mens te veel fokus op die kopdeel, dan mis 'n mens die ervaring deel. Nog 'n probleem met 'n kopgodsdiens is natuurlik dat jy kan verval in fundamentalisme. Fundamentalisme beteken dat dis is eintlik maar soos, hierdie is vas, niemand kan daarin beweeg nie, dit is, as dit daar staan, dan is dit so. As die kerk hierdie ding gesê het, dan is dit vas. 'n Sin wat gereeld saam met fundamentalisme kom, is die woorde, maar dit staan mos daar. So met ander woorde, maar as daai paar woordjies in jou Afrikaanse Bybel so staan, dan is dit vas, moenie daar rondom praat nie. Die probleem met fundamentalisme, dink ek, is maklik om uit te wys. Die Bybel praat op baie plekke anders oor dieselfde saak. So fundamentalisme is 'n probleem. En wat fundamentalisme dan baie dikwels ook aanvuur, is groot veroordeling. So as jy te veel in jou kop besig is, en te vas dink oor hoe God werk, dan veroordeel jy baie maklik ander mense, ander groeperinge, en dit is 'n groot probleem. Want al hierdie dinge het uiteindelik tot gevolg dat jou verhouding met God ook skibreek lê. En dit is waarom ons ook in hierdie volgende kursus regtig gaan moeite maak om verby ons gedagtes te gaan. Want ons gedagtes en dit wat ons rasioneel verstaan is ongelooflik belangrik, maar dit mag nie al wees nie. Ons moet ons denke oor God vergroot en jy gaan agterkom hoe groter jou denke oor God word, hoe meer gaan jy God ervaar en verstaan. En vir my is die belangrikste net altyd dat dit jou gaan help om 'n beter gelowige te wees. Dit gaan jou help om jou lewe soos jy nou is deur te leef. Dit is wat 'n mens moet nakyk. As jy na die Bybel kyk, dan is dit baie interessant. Reg deur die Bybel is daar honderde, is dit nie duisende prentjies, idees, gedagtes, metafore wat vir God gebruik word. En wanneer daar oor God gepraat word,
dan is dit altyd 'n misterie. Okay. Sou dit nie net vir hulle makliker gewees het om soos al die Griekse en Romeinse gode net vas te sê, hierdie God lyk so, hierdie is waarop hy fokus, hierdie is wat die God doen, hierso is het ons 'n beeld van hom, hierso is daar 'n tempel van hom, en dan is dit klaar, dis mos nou makliker, as dit mos nou baie duideliker. Hoekom gaan die God van die Bybel nooit vasgevang word? En dit is 'n interessante vraag om oor te dink. En ons kom dit nogal agter, ons kan dit op 'n paar plekke in die Bybel, eintlik elke boek in die Bybel, gaan jy agterkom, daar's 'n ander beeld van God. 'n Ander metafoor wat gebruik word. Partykeer word God as Vader verduidelik, partykeer word God selfs as Moeder verduidelik. Partykeer is hy die regter, partykeer is hy die genadige Vader. Dit verskil in alle omstandighede. Die teksgedeelte wat ek nogal vandag aan vashou is Exodus. Nou as jy na God gaan kyk in Exodus, is dit baie interessant. Dit is waar God natuurlik na Moses toe kom om die volk uit Egipte te verlos, en nadat hy hulle uit Egipte verlos het, dan is hulle in die woestyn. En natuurlik praat God die hele tyd met Moses. Maar interessant, as jy gaan kyk in Exodus 3 byvoorbeeld, Exodus 24 of Exodus 33, word God weer eens nooit vasgemaak. Al hierdie ontmoetings met God is daar 'n vorm van 'n geheimenis, 'n vorm van 'n misterie, 'n vorm van ons sien net 'n gedeelte en nie alles nie. Dit is my so duidelik in Exodus 33. Wanneer Moses weer met God praat en daar eintlik hierdie verwagting is, hulle gaan nou face to face wees, dan sê God vir hom, nee, jy kan na my kyk so deur 'n rots skeur. Met ander woorde, Moses, selfs Moses, wat hierdie ongelooflike ervaring gehad het, wat so daadwerklik opgetree het in die naam van die Here. Selfs Moses kan God net deur 'n rotsskeur sien. Ouene, net bietjie. En daai bietjie is genoeg. Ek kan ook vir my sê, maar goed, Jesus is daarom 'n mens gewees, en daar's nie verskillende maniere om 'n mens te sien nie. Ja, dis inderdaad so, maar tog as ons na die evangelies gaan kyk, gaan ons agterkom, selfs die manier waarop Matteus, Markus, Lukas en Johannes Jesus opsom is anders. En nie net daar nie, in Hebreërs en Galasiërs, daar's soveel verskillende fokuspunte waarop 'n mens na God kan kyk. En dit is alles daar om vir jou te sê, God is groter as jou kop. Die oomblik as jy verstaan, God is groter as jou kop, dan besef jy enige prentjie, en dis die prentjies wat julle laasweek met mekaar gedeel het, enige prentjie wat jy oor God het, is voorwaardelik of 'n prentjie van die geheel, nie die prentjie van die geheel nie. Kom ek sluit af met 'n ou storie, dalk het ek die storie al ergens vertel, maar hierdie bly een van die grootste oomblikke in my lewe, waar ek God ervaar het, meer as dat ek God verstaan het of gerasionaliseer het, en ek hou daarvan om oor God te dink en te rasionaliseer. Maar hierdie ervaring wat ek gehad het, het regtig my lewe verander. Ek was jong dominee gewees, en een van my vriende het 'n kaartjie skielik die dag voor die tyd gekry na 'n groot rock and roll konsert daarso by die FNB stadion. Dit is die Foo Fighters het opgetree. En Foo Fighters is rof en wild en goeie musiek, maar wille mense. Maar ek het onmiddellik geweet, dit is 'n Saterdag aand, en ek het geweet, ek gaan hierdie konsert gaan ek nie mis nie, duur kaartjies. En ek stap by hierdie konsert in, en daarso is, ek kan nie onthou nie, 60,000, 70,000, 80,000 mense. Dit is mal hoeveel mense daarso is. En daar stap ek in hierdie stadion in, met die verwagting ek gaan 'n rockkonsert geniet. En natuurlik hou gedagte, alles wat met 'n rockkonsert gepaard gaan, is natuurlik alles wat baie kerke sou sê, nee, dit is die sonde, daar's baie drank, en ek het dan nie die dwelms gesien nie, maar ek is oortuig, daar was dwelms ook. Dit is 'n rowwe plek. Dis 'n rowwe, die mense is woes. Dis rowwe mense wat daai musiek luister, maar ek love it. En daarso in die middel van hierdie plek, 'n plek waar jy glad nie veronderstel is om God te ervaar nie. Daar gaan sit ek voor 'n meisie wat ek op skool laas gesien het. En om een of ander bizarre rede het ek daai week 'n meisie wat ek 11 jaar laas gesien het haar
kop, op haar gesig, nie die hele tyd in my kop gekom. Soveel so, dat ek met my vrou daar gepraat en wat gesê, yes, ek dink ek moet uitreik na hierdie meisie, ek het, haar gedagtes, of haar kop is net, haar gesig is net die hele tyd in my kop, ek weet nie wat dit is nie, ek het hierdie gedagte van, ek moet haar nou van iets oortuig. En toe ek tussen hierdie 60, 70, 80.000 mense gaan sit, by 'n konsert wat ek kaartjie die dag voor die tyd gekry het, en ek gaan sit, en ek draai om, toe sien hierdie meisie agter my, 'n meisie met wie ek 11 jaar laas kontak gehad. En terwyl ek met haar praat, het ek so bewus geraak, dat God my daar gesit het. Ek het aanvanklik gedink, ek moet met haar praat, en toe kom ek agter, nee, God het haar gestuur om met my te praat. En so kon ek weer van vooraf God se liefde, God se genade hoor. Ek kon hoor hoe God se storie en sy pad met mense werk. Ek kon sien hoe mense vanuit 'n stuk gebrokenheid tot by heelheid kom. En dit alles by 'n plek waar God glad nie veronderstel was om te wees. Ek het in die kar geklim daai aand op die hoogste hoog wat ek kon wees. Nie as gevolg van die great musiek wat ek geluister het nie, maar as gevolg van die feit dat ek gevoel het, God het nou vanaand my gepraat. As jou prentjie van God klein is, vas is, dan sê ek nou vir jou, mis jy God by daai geleentheid. Want God kan onmoontlik by 'n Sondags byeenkoms wees waar daar so baie gedrink en gevloek word en so ver van God se woord en se intensies vir die wêreld geleef word. God kan ons nou onmoontlik daar wees. En ek het daar weggestap met 'n ervaring van God. Die oomblik wanneer jy verstaan God is groter as enige prentjie wat jy kry, dan is dit wonderlik, want dan kry jy 'n geleentheid om God op soveel meer plekke te ervaar. En dis wat ons nodig het, om in ons wêreld te leef en 'n verskil te kan maak en te voel ons leef met 'n doel. Ek hoop julle kan bietjie as groep hieroor gesels met mekaar. Ek hoop julle kan bietjie oor die konsep gesels dat jy verskillende godsbeelde het en hoe dit is dat God altyd net 'n deeltjie aan jou openbaar. Maar daai klein deeltjie, soos 'n klein paar ure by 'n konsert, genoeg is om jou lewe te verander. Lekker dag verder.